Goeiemôre broers en susters. Dit is vandag Pinksterfees, die einde van 'n heerlike vol week met saam dink en saam luister oor wat Jesus in Openbaring 2 en 3 deur die 7 briewe aan die 7 gemeentes in Klein-Asië deur Johannes geskryf het. Deur ons saam dink, het ons kon kyk na onsself, na ons eie gemeente, en kon ons vra tot watter mate is ons in lyn met dit wat die Here van ons vra. Mag die Here in ons afsluiting, ook by hierdie nagmaalgeleentheid, vir ons opnuut kom salf met 'n nuwe verstaan van waarom hy vir ons sy gemeente, sy kerk gemaak het. Die onderwerp vir vandag is wanneer God drie-enig in sy gemeente werk, raak hulle draers van die evangelie. Ek wil kom stil word hier aan die voete. Ek wil kom hoor wat U vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir die Gees, Heer, as ek my vrae voor U kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus, soveel mislei na die ewige dood. Daar's soveel oorvloed, selfs geen rykdom, wyl ander ly in hongersnood. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in die nood U hande te wees. Ek gee myself aan U as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja, raak my nou aan met U heilige vuur, sodat ek oral U liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja, raak my nou aan met U heilige vuur, sodat ek oral U liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Broers en susters, in lyn met die versoek van die president, wil ons graag vandag vir ons land bid. En om ons in te lei in hierdie gebed, kom ons luister na hierdie lied wat Trudy vir ons sing.
voor die son water drink en die horison bloei en ek bid vir my land. Here, altyd in somer, reën en winterson, bly naby. Gee geloof en hoop en liefde, Heer. Amen. Here in die hemel, daarbo, laat my weer die engel glo. Laat die Davidster skyn in hierdie nag, Here, oor ons die wag. Wees alom teenwoordig, ons altyd op U gerig. Gee water vir die dors van hierdie land, solank die son by die land kom water drink, tot in ewigheid. Amen. Hemelse Vader, na meer as 2 maande se inperking in hierdie land, kom tree ons in vir ons land. Kom tree ons in vir hierdie wêreld. Na baie verliese wat gelei is, gesondheidsverlies, lewensverlies, ekonomiese verliese, werksverliese, met mense wat steeds swaar kry, mense wat hierdie lewe betref, in 'n groot mate hulle hoop verloor het, ook hulle hoop op herstel. In hierdie tyd moet ons erken, Here, ons weet nie regtig hoe en wat om te bid nie. Maar dankie dat ons nogtans met versigtinge wat net die Heilige Gees by U kan verwoord, in lyn met U wil, by U genade troon intree vir ons land en vir die wêreld. Vir elke faset van ons samelewing, van die president af, deur elke leier, vir ons kerk, vir gemeentes, vir gemeenskappe, tot by hulle wat werkloos is, wat op straat leef, wat blootgestel is. Here, ons kom bid, dat U goddelike doel met hierdie verskriklike tyd ook in hierdie land sal bereik. Ons bid, Here, dat U herstel sal bring. Ons weet nie hoe nie. Al wat ons weet, Here, is dat U God is, dat U regeer, dat U in beheer is. Daarom kom wy ons onsself net weer vandag voor U as instrumente en vra ons dat U ook deur ons U goddelike doel sal bereik. En as ons vanmôre hier saam is, Here, om saam te bid en saam vir U te loof en te prys, om saam na U woord te luister, bid ons dat U hierdie geleentheid ook sal gebruik om vir ons toe te rus tot U diens. Dit bid en vra ons alles in Jesus se groot en heilige naam. Amen. Liewe broers en susters, ons gaan vanoggend by etlike skrifgedeeltes stil staan. Dis vandag Pinksterfees, maar ons is besig met die reeksie uit Openbaring. In Openbaring is daar op 18 plekke sprake van die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees lei vir Johannes in 4 gesigte, wat hy vir hom laat sien.
En daarom gaan ons net by hierdie 4 gesigte stil staan. As die Heilige Gees vir Johannes hierdie 4 gesigte kom wys, dan wil hy ook daardeur vir jou en my deur 'n proses neem, dat ons sal verstaan hoe om na die wêreld en na dit wat rondom ons gebeur te kyk. Mag die Here sy doel bereik met ons stil wees voor sy woord vandag. Kom ons sing eers saam 'n loflied tot eer van die Here. Loof die Heer, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Heere loof. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart, hy gee al wat roem, weer nuwe krag. Loof o hemel die Heer, al die engele saam, laat alles in die groot heelal die Heere loof. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart, hy gee al wat roem, weer nuwe krag. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart, hy gee al wat roem, weer nuwe krag. Met Pinksterfees vier ons die uitstorting van die Heilige Gees. Na die week wat ons met die briewe aan die 7 gemeentes besig was en waarin ons gehoor het, dat ons nie 'n klomp plusse nodig het nie, maar dat Jesus genoeg is. Kom vra ons vandag, waarom ook dan die werk van die Heilige Gees? Is Jesus dan nie genoeg nie? En dan wil ons aan die hand van dit wat ons vandag gaan lees, probeer hoor wat die Here vir ons wil leer, die werk van die Heilige Gees is. Een ding is seker, en dit is dat die Heilige Gees die werk van Christus op aarde moet klaarmaak. Van die begin af het God beplan om die mens vir jou en my te gebruik, sy kerk te gebruik, as deel van sy plan wat uitgevoer moet word in hierdie wêreld. Maar God het ook geweet dat ek en jy nie genoeg krag het nie, dat ons dit nie kan doen nie. Ons is gebrekkig as dit kom by insig en wysheid en krag. Dit wat nodig is dat God sy plan moet uitvoer. Vir daardie rede dat hy dit goed gedink het om vir jou en my met krag uit die hoogte toe te rus. Vandag herdenk ons die uitstorting van die Heilige Gees en onthou ons dat die Gees uitgestort is, sodat ek en jy Jesus se teenwoordigheid nie net by ons kan ervaar nie, maar ook in ons. En ons het hierdie Pinkstertyd begin met Hemelvaartdag, toe ek vir julle die beeld gewys het van hierdie gyroskoop. En het ek vir julle probeer verduidelik, dat hierdie gyroskoop se karaktereienskappe radikaal verander. Die oomblik as die vliegwiel wat in sy binnekant is, aan die spin is. En toe het ek dit vir julle ook geïllustreer met so 'n gyroskoop wat ek hier by my het. Die belangrike wat ek vir jou probeer oordra is dat net soos wat die vliegwiel wat in beweging kom in die binnekant van hierdie gyroskoop, die karaktereienskappe hiervan verander, net so verander gelowiges, gemeentes, se karaktereienskap van pure wêrelds, pure mens, na iets wat meer is in die lyn van pure Jesus.
Want die Heilige Gees wil dat ek en jy Jesus se karaktereienskappe aanneem. Daarom ontvang ons nie net 'n nuwe naam nie, 'n nuwe identiteit nie, maar ontvang ons ook krag uit die hoogte, wat vir ons help om Jesus se liggaam hier op aarde te wees, om sy beeld te vertoon, om God se plan ten uitvoer te bring. Die Heilige Gees neem vir Johannes in Openbaring deur 'n hele proses, dat hy sal verstaan waarom God die kerk wil gebruik, en hoe God die kerk wil gebruik. En hopelik by die deurlees en deurdink van hierdie proses, bereik die Here ook met elkeen van ons sy doel. En soos wat ons hier deurwerk, gaan ek elke keer die gegewe skrifgedeelte lees. Ons begin deur uit Openbaring 4 te lees. Nou Openbaring 4 en 5 vorm 'n eenheid. Ek wil eintlik vra dat jy Openbaring 4 en 5 in sy geheel sal lees, want ek gaan eintlik net 2 verse daarvan lees, net om dit in te lei. Ons het dit ook meer breedvoerig op Hemelvaartdag gelees. Die opskrif hier is, God sit op die troon. Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het gesê, kom op hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Daar's 'n breedvoerige beskrywing van dit wat Johannes in Openbaring 4 vir ons beskryf. Wat hy in die hemel gesien het. Die troon met iemand wat daarop sit, en Jesus, die lam, wat waardig was om die boekrol oop te maak, om die plan van God met die skepping in werking te stel. Belangrik wat ons moet sien, in hierdie gesig wat Johannes sien, net nadat hy die opdrag gekry het om die 7 briewe in Openbaring 2 en 3 te skryf, is dat die Heilige Gees vir Johannes, vir Jesus wil laat sien. En nou dink ek sommer aan 2 geleenthede wat ons in die evangelies van lees, waar die reaksie van die disippels radikaal verander het toe hulle Jesus gesien het, vir wie hy is. Die eerste daarvan is toe Jesus die water in wyn verander het, en hulle so verstom verbaas was, dat ons lees en hulle het in Jesus geglo. En in Lukas 5 lees ons van die groot visvangs, nadat Jesus gepreek het uit die skytjie van Simon Petrus, en hy vir hulle opdrag gegee het om in te vaar en om die nette uit te gooi, ten spyte van die tyd van die dag, en dat hy die vorige nag geen vis gevang het nie. En dan lees ons in vers 8 en in vers 10, toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. En dan in vers 10, Jakobus en Johannes, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. En dit was voor die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons hierdie gedeelte lees, waar die disippels se sien van Jesus, ook hulle gesindheid teenoor Jesus, radikaal verander het, dat hulle hom aanbid het, dat hulle gesien het dat daar meer in Jesus is, as wat hulle tot dusver gedink het. Maar hierdie gedeelte, wat Johannes van praat in Openbaring 4, het Johannes so verander, dat hy nooit weer dieselfde sou kon wees nie. Dis onbeskryflike tonele, wat Johannes in Openbaring 4 vir ons probeer in woorde omsit. Tonele van lof en eer, van God se heerlikheid, van Jesus se verhoogde status, dit wat Johannes se lewe radikaal verander het. Maar behalwe dat
ek en jy moet leer om nie na Jesus te kyk, om Jesus met nuwe oë raak te sien in sy heerlikheid, en dat ons ook moet lof en eer aan hom toebring vir wie hy is, wil die Heilige Gees ook met ons 'n verdere pad loop, dit wat hy met Johannes gedoen het. Die Heilige Gees gee vir Johannes 'n visie op die toekoms, presies wat hy met jou en my wil doen, dat hy ook vir ons 'n nuwe visie wil gee. En daarvan lees ons in Openbaring 21, waar daar geskrywe staan, die opskrifie is die nuwe Jerusalem, en ons lees van vers 9 af. Toe het een van die 7 engele, wat die 7 bakke het, waarin die 7 laaste pla was, gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Ek is toe deur die Gees meegevoer, en die engel het my na 'n groot hoë berg toe geneem, en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel afkom. Hierdie visie wat die Heilige Gees vir Johannes gee, en ek vra maar weer dat jy die hele gedeelte self se gaan lees, want terwille van tyd sny ons dit uit. Maar hierdie visie wat die Heilige Gees vir Johannes laat sien van die nuwe Jerusalem, gee vir hom 'n prentjie van iets wat in die toekoms moet gebeur, wat ook so heerlik is, dat dit nie in woorde omgesit kan word nie. Hy probeer sy bes om vir ons iets daarvan te beskryf, sodat ek en jy kan deel in sy opgewondenheid oor dit wat kom. So nie alleen sien ons Jesus in sy heerlikheid nie, maar sien ons ook die nuwe Jerusalem, dit wat gaan realiseer en wat vir ons in die toekoms voorlê, wat nie met woorde beskryf kan word nie, maar wat heerliker is, beter is, as wat beskryf kan word. Die Heilige Gees wil dat ek en jy opgewonde raak oor dit wat voorlê. As ek en jy opgewonde is oor dit wat voorlê, bepaal dit ook ons optrede in hierdie wêreld waarvan ons nou nog deel het. Ons visie op die toekoms help ons om ook met nuwe oë na die werklikheid waarin ons op die oomblik steeds bevind. Met die toekomslig lyk dit wat ons wêreld ons op die oomblik bied, maar braaf val, glad nie meer so blink, soos wat die wêreld wil hê ek en jy moet dink, die wêreld vir ons kan bied nie. En om daarbey aan te sluit, is dit nodig dat ons die volgende gedeelte lees. En dit is 'n beskrywing van wat in hierdie wêreld aan die gebeur is. Ons lees in Openbaring 17 van vers 1 af. Die opskrifie daar is die sedelose vrou. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het, gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou wys hoe die oordeel voortrek word oor die berugte sedelose vrou, wat by baie waters bly, en met wie die konings van die aarde onsedelik verkeer het. Die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar onsedelikheid. Ek is toe deur die Gees meegevoer, en die engel het my na die woestyn toe geneem. Daar het ek 'n vrou gesien wat op 'n helder rooi dier sit. Die dier was oortrek met godslasterlike name, en het 7 koppe en 10 horings gehad. Ek vra dat jy maar ook die res van hierdie gedeelte sal gaan klaar lees. Want dit is eintlik 'n baster ontstellende gesig wat vir ons geteken word. As hier gepraat word van 'n sedelose vrou, of anders ook van Babylon, dan word daar gepraat van hierdie wêreld, wat verleidelik is, wat vir ons probeer voorhou, dat hierdie wêreld vir ons alles wat mooi en goed en blink is, aanbied. Die Heilige Gees wil vir ons 'n ander, nuwe blik op die hede gee, dat ons sal ontdek, dat hierdie wêreld op 'n verskriklike einde gaan afstuur. En dat dit wat die wêreld bied om mense te probeer verlei, niks is in vergelyking met dit wat God vir ons beloof nie.
Net so flissies het ons gekyk en die prentjie gesien van 'n nuwe Jerusalem wat uit die hemel uit neerdal. 'n Heerlikheid wat nie in woorde omgesit kan word nie. En dan lyk dit wat ons nou hier op aarde het, eintlik maar val. En die Heilige Gees wil dat ek en jy sien, dat die wêreld afstuur op 'n einde waarin ek en jy nie wil deel wees nie. En die waarskuwing wat daarmee gepaard gaan, is dat ons nie vasgevang moet raak in vals beloftes nie. Die vals beloftes wat hierdie wêreld vir ons bied. Ons is immers hier met 'n ander doel. Ons is hier om te leef as burgers van 'n ander koninkryk. 'n Koninkryk waarin ons nou reeds deel het, maar wat ons nog nie sien of ervaar nie. En God wil dat ek en jy in hierdie wêreld iets sal sigbaar begin maak van dit wat hy vir ons beloof. Dit wat vir ons voorlê. Dat ons met 'n ander gesindheid en 'n ander benadering moet leef. Die Heilige Gees wil daarom ons oë vir ons oopmaak, om op 'n ander manier na Jesus te kyk, en Jesus ook op 'n ander manier raak te sien. En daarvoor gaan ons terug na 'n vierde gesig wat die Heilige Gees vir Johannes laat sien. Die gesig van 7 gemeentes wat voorgestel word as 7 kandelare. En dan Jesus wat tussen hierdie 7 kandelare rondbeweeg. Maar kom ons lees eers weer uit Openbaring 1. Ons lees van vers 4 af. Van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. En dan ook van vers 10 af. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en ek het agter my so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem hoor sê, skrywe wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat, en toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Johannes sien vir Jesus waar hy tussen die 7 kandelare staan. En dan word hy daaraan herinner dat Jesus steeds in die kerk teenwoordig is. Dat hy die kerk nooit in die steek sal laat nie. Die vraag is, wat kan gemeentes doen? 'n Beter vraag wat ons vir onsself kan vra is, wat kan Jesus met gemeentes doen? Terwyl Johannes vir Jesus so tussen die 7 goue staanlampe sien staan, het hy 'n duidelike prentjie van die 7 gemeentes in Klein-Asië in sy kop. Hy ken hulle gebreke, die gebreke soos wat ons in die afgelope week ook bestudeer het, in die briewe wat hy aan hierdie 7 gemeentes geskryf het. Hy ken die gebrokenheid van die kerk se twyfel, sy sonde, sy swakheid. En dan is dit seker 'n geldige vraag om te vra, hoe kan Jesus die kerk gebruik in sy swakheid? Maar dan wil Jesus vir Johannes laat ontdek dat hy die 7 geeste van God het, en dat hy deur sy gees in die kerk teenwoordig is. En dit gee die kerk die krag, die insig, die wysheid, om te besef dat hulle die koninkryk van God op aarde is. Hy maak van jou en my, maak hy priesters in hierdie koninkryk. Hy gee vir ons 'n nuwe visie vir die kerk. Hy laat ons verstaan dat ons gestuurdes is met 'n nuwe identiteit, toegerus met gawes en met krag, om uit te gaan en te gaan lief hê, omgee, versorg,
dien, net soos Jesus. Jy's reg. Sonder God kan die kerk niks. Maar met sy krag is ons tot alles in staat. Daarom dat God wil hê, ek en jy moet leer om te leef uit die krag van die Heilige Gees, wat ons toerus met nuwe visie, met nuwe krag, met ywer en entoesiasme, wat ons soos Jesus laat lyk en optree en dien. Die vraag is hoe? Hoe wil Jesus moet ons dien? Ons het met Pinkster op Hemelvaart begin en toe vir mekaar gesê, die verstommende wat Johannes in Openbaring raak sien in die hemel, is die leeu uit die stam van Juda. Maar as hy mooi kyk, dan sien hy hierdie leeu is eintlik 'n lam. En dat die leeu as lam waardig is om die boekrol oop te maak, om God se plan in werking te stel. En daarmee wil hy vir jou en my as kerk, as gemeente leer, om nie leeuerig te leef nie, maar lammerig. Ja, nie lammerig soos in sonder krag nie, maar lammerig soos 'n lam, soos Jesus, dienend met 'n voorskoot om ons middellyf by die voete van ons medemens, om te dien, nederig, opofferend, met liefde. Ons sien Jesus en ons beleef hoe dat hy homself gegee het. En as ek en jy vandag met die tekens van die nagmaal voor God kom stil raak, dan hoor ons weer wat ons Vrydag aand gehoor het, hoe dat Jesus by die deur kom staan van Laodicea, wat een van die 7 gemeentes is. En ons weet die 7 gemeentes verwys eintlik na die kerk in sy volheid. En ons hoor hoe dat Jesus by die deur staan en klop. En dan sê hy, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met my. Dit verwys natuurlik ook na die nagmaal. Want die nagmaal is die teken van die feesmaal wat God vir jou en my as uitverkorenes in sy koninkryk berei. Hy wil ons vandag nooi om saam met hom die tekens van die nagmaal te gebruik, saam met Jesus aan die feestafel aan te sit en die lewe te vier. En dan kan ons hier uitgaan as mense wat nuut gesalf is, om met die regte hart en gesindheid te gaan dien en versorg, te gaan omgee, soos wat die Here van jou en my verwag. En nou nooi Jesus vir ons, om saam met hom brood te breek. En daar waar jy is, vra ek dat jy die brood sal neem, en dat jy die brood sal breek, dat jy dit sal neem en sal eet. En as jy so gelukkig is om nie alleen te wees nie, dat jy die brood met jou huismense sal deel en vir hulle sal sê, dit is Jesus se liggaam. Dis gebreek tot volkome versoening vir al jou en my sonde. Neem dit, eet dit. Dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Heer Jesus Christus. Neem dit, drink daaruit en dink daaraan. Glo dat Jesus se bloed gestort is tot volkome versoening vir ons sonde, maar om opnuut vir jou en my te kom salf vir ons roeping, vir dit wat ek en jy moet gaan doen en leef.
en dan gaan leef ons in dankbaarheid. Diensbaarheid begin, broer en suster, wanneer ons bid, wanneer ons intree vir die wêreld waarin ons is. En daarom bid ons die volgende gebed. Ons bid vir Suid-Afrika, ons mooi vaderland. Ons vra U in Jesus naam, hou ons in U hand, dat ons mag regverdig wees voor U liefde en trou. As ons voor U kom staan, o Heer, op die groot oordeelsdag. Ons bid vir die owerheid, deur U daar gestel. Alle mag en gesag, o Heer, is slegs uit U hand. Laat ons dan gehoorsaam wees en reg laat geskied, omdat ons weet dat U regeer as ons koning en Heer. Here, ons wil nie net bid vir ons land nie. Ons wil U hande en voete wees in hierdie land. Ons wil vir U dien, en daarom wy ons onsself as kanale van U liefde, sodat U ons kan gebruik, en U daardeur verheerlik word. Laat hierdie vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar U liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil U lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Nadat die Here jou opnuut vandag deur sy tekens van die nagmaal kom seën het,
en kom salf het tot priester. Herinner ek jou daaraan dat God sy krag deur sy liefde en sy gees in jou hart uitgestort het, sodat ek en jy met sy krag, met sy gawes, kan gaan dien. Gaan dan Heer, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag seën. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die seën van God drie-enig sal vir ewig met jou wees. Gaan dan Heer, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar.